Ok, kom ons sien. Nie hierdie ene nie daardie ene nie, definitief nie hierdie ene nie, dalk hierdie ou stikkend een nie, hierdie ene nie. Hey, Janneman, my ou vriend, haha, waarmee is jy besig, hè? Hey Sampie man, jy moenie my so laat skrik nie. Mens kan dan 'n bietjie waarsku as jy aankom. Mens praat nie so skielik as jy langs iemand inkom nie. Ag, jammer ou Janneman. Ek het so 'n bietjie dop gehou en gewonder wat op dese aarde jy aanvang. En toe ek nader nie meer my nuuskierigheid kon inhou nie, het ek net gepraat. Ag, is okay Sampie. Dis lekker om jou te sien. Ek wonder net oor iets. Oor hierdie klomp speelgoed van my. Nou maar, hoekom wonder jy daaroor, Janneman? Mens wonder nie oor speelgoed nie, jy speel daarmee. Ja, Sampie man, maar jy sien daar in die kerk is 'n klomp bokse voor die verhoog en daar staan op welwillendheid. Is 'n groot woord, maar ek dink dis vir die minder bevoorregtes, vir liefdadigheid. So ek het besluit om van my karretjies daarin te gooi, in geval daar dalk 'n welwillendheid kind is. Ek dink 'n behoeftige kind. Dit is baie gaaf van jou, Janneman. Dis 'n baie mooi gebaar. Weet jy al watter speelgoedkarretjie jy gaan gee? Ja, ek dink om my rooi Jaguar te gee. Jy bedoel die rooi Jaguar met die stuk in 'n wiel? Ja, en miskien... Maar hoekom gee jy nie jou geel Maserati nie? Nee, Sampie. Dis my gunsteling karretjie van al my karretjies. Maar jy speel dan amper nooit ooit meer daarmee nie. Ja, ek weet, maar dis die een wat oupa vir my gegee het. Ek is doodseker jou oupa sal glad nie omgee as jy hom gaan gee vir 'n minder bevoorregte kind nie. En dalk kan jy sommer jou groen Porsche ook dan saam gee. Nee. Ja, no ways. Ek speel letterlik elke dag daarmee en dis my heel gunsteling karretjie van al my speelgoed. Ja nou man, ek dink jy het nodig om 'n les te leer. 'n Mens moet leer dat jy altyd net jou beste moet gee. Maak nie saak wat nie. Ja, dink net vir 'n oomblik daaraan. Hoe sou jy gevoel het as iemand vir jou 'n karretjie gegee het met 'n stukkende wiel? En jy weet eintlik dat hulle iets beter vir jou kon gegee het, maar eerder het hulle dit vir hulle self gehou. Ja, ek sal nie daarvan hou nie. Jy weet ou rakkertjie het juist eendag dit met my gedoen, hè? Ja, moet nou nie die onderwerp verander nie, Janneman. So as jy 'n stukkende karretjie in die liefdadigheidsboks sit en die beste karretjie vir jouself hou, hoe dink jy moet daardie kindertjies dan voel? Seker nie goed nie, né? Dink jy, ek dink jy sal nie net die kinders laat sleg voel nie, maar ook vir God baie hartseer maak. Want hy weet dat jy baie beter as dit kan doen. Het jy geweet die Bybel sê in Matteus 25 vers 40, vir solank julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het julle dit ook aan my gedoen. So, sal jy dan vir Jesus 'n stuk in 'n karretjie gee? Ek weet die Bybel sê so, maar hoekom moet ek nou my beste speelgoed gee? Want dan kan ek nie meer pret hê daarmee nie. So wat jy eintlik vir my sê is, dis te veel moeite vir jou om 'n paar van jou speelgoedjies wat jy nooit meer speel nie, op te gee om 'n ander kind gelukkig te maak nie? Nee, maar dit klink vir my of jy nodig het om dieselfde les te leer as een van die grootste Hebreëse leiers ooit. En wie is dit nogals? Farao? Nee jong, dis koning Dawid. In die Bybel. Hy het eendag vir iemand gesê, ek sal nie vir die Here 'n offer gee wat my nie iets kos nie. Dit beteken eintlik dat Dawid het gesê, hy sal nie sommer enigiets vir die Here gee nie. Net sy beste, maak nie saak wat dit ook kos nie. So Sampie, wat jy eintlik vir my wil sê is, ek moet al my beste speelgoed weggee vir die minder bevoorregtes en al my stukkendes hou. Nee, jy hoef nie al jou goeie speelgoed weg te gee nie, net sommiges van hulle, waarmee jy nie meer speel nie. Dink net hoe gelukkig sal dit die Here maak. En jy gaan voel hoe gelukkig dit jou maak om dit te gee.
om nie eens te praat van hoe gelukkig die kindertjies gaan wees wat dit gaan kry nie. Ek dink jy's reg, Sampie. Ek gaan definitief van hierdie speelgoed van my nou uitsoek en van die beste uitsoek en dit gee. Dankie dat jy my so half op my plek kom sit het, Sampie. Ag, dis 'n plesier ou Janman, maar ek het eintlik nou vir myself ook gepreek. Weet jy wat ek nou gaan doen? Nee, wat, Sampie? Ek gaan nou dadelik huis toe om al my speelgoed te gaan uitsorteer, sodat ek ook my bestes kan uitsoek om weg te gee vir liefdadigheid. O ja, Sampie, daai Ferrari wat jy het, bring ook vir my, want ek is ook minder bevoorreg, hoor. Ja, ek sal nog dink oor daai ene. Maar dis cool, ou Sampie. Sal ons sommer saam ons goed gaan gee daar by die kerk? Ja, definitief, Janneman. Okay, jy sien jou dan later. Tata, Sampie, tot later, bye, maats. Tada!